Tabiso Kambule on Jacaranda FM. In the Jacaranda FM building today, soos wat ek vir jou nou gesê het, I have a comedian here, he's an actor, he's a producer. Maar ek het vir jou nou 'n vraagie gevra van what just bores you? Like, goede wat jy net nie van hou om te doen nie, and that bores you to amper to death, man. Tabo says, sitting in long meetings that could have been an email. I totally get you. I totally get Aisha sê vir my om na iemand te luister wat vir ewig vat om na die punt toe te kom. Aisha, wat sê jy? Wil jy sê ek is daai persoon? And sê vir my hierso, sitting on the loo. En dan Jude, jy stem in 'n way saam met my hierso met jou stemnota. Nee, kyk jy so liefste Lali, ek stem saam met jou. My man sê ek ly aan mossie siekte, want ek is nog net nie eers behoorlik 5 minute in die movie in nie. En dan sien ek net die mense wat in die movie gespeel het. Ek weet nie waar gaan die movie nie. Ek raak in die slaap. Ek kan nie sit en niks doen nie. Dis my verskriklik vervelig. Ek hoor jy, Jude. In the Jacaranda FM building today, the one and only, and no stranger actually to Jacaranda FM because he's been here before, Solomon Cupido. My eie ma se kind, ja? Hoe lyk dit? Kyk my broer, is lekker om hier te wees, man, the Fresh Prince of radio, huh? Yes, hy's 'n mooi 12, my broer. Hy is 'n lekker nou. Ek is jaloers op hy naam. Ek wens ek het so 'n cool naam gehad te sê. Maar jy het 'n cool naam. Ja? Jy het 'n cool naam. You God's funniest son. Come on now. That is a cool name. Weet jy hoeveel e-mails het ek al gekry oor daai al? For that claim. You know, my maat het vir my gesê en ek glo nog steeds, man. I don't care what the people out there. So ja, dis is 'n slogan waarmee ek gegaan het. Ja, ek wil net mense bietjie dit is nou anti-Francis is dit nie. Yes, kyk vir jou. Excellent. Ek wil net sê hy's ek gedoen, ja. Ek is nie om jou tyd te morsie. Ek is nie om jou tyd te morsie. That's why die the laaste Fresh Prince kind van 5 kinders. Man, how does that feel? Because I'm also last born. Yeah. Some people believe that I'm spoiled, but I'm like, you can never be spoiled if you're from the village. You can never. Ja. Kyk, ek is die laaste kind. My ma sê ek is 'n glipsie gewees. Ek weet jy hoe jy nog 'n glipsie kan kry na 5 kinders, sê. Ek was onbeplan en daai jare was nie baie TV's, so is al wat hulle, hulle het bietjie gespeel. So die laaste van 5. Ek en my broer is 'n jaar uit mekaar uit. Die een net bo kan my. En baie mense dink ons is 'n tweeling. Ja. Want julle dieselfde klere gedra op 'n tyd. Ons het dieselfde klere gedra op 'n tyd, man. My pa was 'n mathematician. Hy het dinge baie beplan van my 2 oudste broers is ook 'n jaar uit mekaar uit. En dan het ons 'n suster en dan ek en my broer wat 'n jaar uit mekaar uit is. My pa het iets met daai. So hy het geweet hoe hy dinge doen. Ek en my broer, so mense dink ons is 'n tweeling. Mense koop actually vir hom baie keer drinks in Durban as hulle soos, hey, jy sê 'n keer, wat maak jy? My broer geniet hy drinks. Hy geniet 'n klomp goedes. Oh man. Because people think we were twins. Yeah. Wow. Yeah. Solly, it is such a pleasure to have you in studio, man. Man, I've been basically seeing you on my screens forever. Ek weet ek en jy het ook 'n show saam gedoen, wat deur ons goeie vriend Rian was. Wat ek dink dit was ons koop 'n kar. Ons koop 'n kar, deur ons vriende, deur ons vriende van We Buy Cars. Yes. And you've been involved in so many things, man, but I think one thing that I want to circle back to, one that got 7 nominations at Silver Sterrum, and that is Frank en Felipe. Ja, man. Frank en Felipe was 'n droom wat waar geword het. Ek bedoel, as 'n vriend van my beste vriend, oorlede vriend Bradley Olivier, saam van die PRL afgekom. Ons het saam geskryf aan die stuk. Ons het saam geproduce, ons het saam gespeel aan. Dit was net een van hy klein dorpie drome om te sê dat, as an actor, when you grow up, you want to see yourself on the screen, the big screen. 100%. En dan kom daar 'n tyd, hoe meer volwasse jy word, is daar 'n tyd wanneer jy sê, wel, ek het ook 'n paar stories hier binne in my. En hier is 'n storie wat ons baie graag wil vertel. En dit was een van daai geleenthede wat ek in Bradley gekry het, om daai storie te vertel. En ons kry
so baie goeie feedback, man, because it's a feel good, It's an amazing, romantic it's an amazing movie, amazing you know. movie, And we as regtig eer, you know, om te weet dat ons dit actually gedoen. Want ek weet van baie mense wat movies gemaak het wat nie so lekker uitgekom het nie, so ons is baie bevoorreg, baie geseënd om dit te doen. I must say, so this comes from a point where you guys were almost saying that, man, ons weet nie hoe verder nie, and you guys just sat and you wrote this, right? Yeah. But what encouragement can you actually give to the person listening to me right now, who's a singer, songwriter, who is a producer, to say that just keep on keeping on? Kyk, vir my is dit daai presies die woorde is hou net aan. You know what I mean? As letterlik hou net aan. Die regte persoon gaan jou song hoor. Die regte persoon gaan jou storie lees. Daar gaan die regte persoon wat gaan kom, wat gaan glo in 'n storie wat soveel ander mense nie gesê het. You know, soveel ander mense het gesê jy kan nie sing nie. Daar gaan net een persoon kom. And that's all you need at the end of the day. Is net een persoon. That foot in the door. Wat gaan luister. Is net een persoon wat vir jou advies gaan gee. Is net een persoon wat jou gaan motiveer, wat gaan sê hou aan. Because there's something within you, in your gut wat vir jou sê, kyk hier man. Ja man, ek kan sing. Ek kan 'n noot hou. You know what I mean? As iets binne in jou wat sê, ja, ek kan die grap vertel. Maar ook maak seker die advies by wie jy advies kry dat daai persoon actually in die bedryf is waarin jy wil gaan, of dat daai persoon actually weet waarvan hy of sy praat. You know what I mean? Jy kan net hierso van iemand hoor wat hier langs die straat sit en sê vir jou buddy, jy gaan 'n miljonair word en hy bra self het die huisie. Of, you know, hy's 'n bietjie wild, ek weet hy's 'n bietjie rof, maar jy moet ook, you also need to jy moet ook kan discern. Val die in dieselfde term van jou ma en pa wat vir jou sê jy kan sing? My bro, daai moet nie jou dinge sê. Ek kan nie jou ma en jou pa sê of jou tannie nie. Ek kan nie hulle sê man. En met iemand heeltemal anders wees. Sorry, as ons terugkom wil ek van 'n storie hoor where you went to go watch Joe Barber and you ended up actually having David Isaacs take a picture of you. But also, in the very same breath, this question that I asked just now, like what bores people, right? Is that jy het in 'n nuwe venture ingegaan. Nie 'n nuwe venture nie. You've actually been doing this. It's just, I think it's revived now that you go to different churches and you have a comedy show. Yeah. So ons kom terug met dit. I want to hear all about it in a moment. Musikopat van Benson Boone. Thabiso Kambule on Jacaranda FM. It's over for Music You Love. Jacaranda FM is where you're tuned into. In the Jacaranda FM building with me today is Solomon Cupido. He is a comedian, actor, producer, but the youngest of 5 kids in his family. Itself 3 beautiful kinders. And we're talking about all things funny, all things comedy. Goeders wat natuurlijk boring is, want baie mense het al vir my gesê, Tabs, kerk is so boring. Church is so boring. We go to church en dan is dit praise and worship, daarna is dit woord. Party mense val in die slaap in die kerk, which is the truth. Maar saam met Solly gaan jy definitief nie aan die slaap raak in die kerk nie. So, tell us about your comedy side in church. I mean, that's different for me, right? En ek gaan hierdie storie so fondasie lê so is that I can remember just getting to Pretoria, being in a church called Your Gloria, and you and Brad came to perform there, and you performed as Space Creek in Ducksgroove. I will never forget that. Wat sê hy keer? Ek was in Oh wow! Wat sê daai? I was there. I was literally there that day. I will never forget, right? And it was so funny. It was so comical. En ek was nog jeug daai tyd. Ek het net kyk toe gegaan vir die kinders. Mama, ek het nie regtig kyk toe gegaan vir die Here nie. Speak it, brother. Speak the truth. But that caught me, man, and it made me see that we can actually have fun in church. Yeah. Please tell us about that part, about you bringing comedy to church. So ek het groot geraak in die kerk, letterlik, you know, letterlik, ek was amper elke dag in die kerk, you know, met my maale, met die sisters, letterlik met my paale, met die broers, jeug,
Ek is jeugleier, ek was dansleier, ek was deel van die drama klub, ek was leier daar, so ek het 'n leier self gedra. Ek ken binne vir die mense wat oud genoeg is weet wat 'n leier is. So die kerk is wat ek ken, is wie ek ken. Dis is regtig within my blood. En toe ek begin, ek was op skool, hoërskool, dan het ek vir 5 verskillende kerke produksies geskryf en dan vir ander kerke gehelp met directing van plays, because I've always had a love for this, but also to minister in church, you know, it has always been where I've wanted to be. So, toe ek in Bradley gaan study het ons produksies geskryf. Een van die dinge wat ek en hy besluit het is, ons gaan mense laat lag sonder om te vloek, en sonder om onder die bel te gaan met ons grappe. You know, because dat is baie moeilik. Is baie maklik om iemand te laat lag en as jy 'n vloekwoordjie, 'n kragwoordjie ingooi en iets onder die, I totally get you. Is baie maklik. Ek het baie respek ook vir daai mense. Ek sê nie, you know, hulle is daar omdat hulle nie daar mag wees nie. Maar dit was ons grootste uitdaging, you know, om skoon familie comedy te doen. 100%, yeah. So, en toe we saw the gap in the market dat daar's families by kerke, hulle kan nie regtig ander goedjies gaan kyk nie. Hulle kan nie uitgaan met 'n gesin nie, want waartoe gaan ons? Wat is daar om te kyk vir ons as 'n gesin, you know? En toe begin ons produksies te skryf vir die kerk, en nou kom daar families, ma, pa, boetie, sussie, even die persoon wat die plek skoonmaak, kom ook nou saam. Almal kom kyk die produksies van, is vir almal, is vir ons almal. So nou geniet die mense so baie, en nou nooi hulle ons meer van, ons laat die ma en pa ongemaklik voel deur sekere grappe wat ons vertel. Yes. You know, die kinders kan lag, hulle hoef nie vir ma en pa te vra, hey, wat bedoel die oom met dit wat hy gesê het hier? So dis wat ek in Bradley begin doen het, ons het daar kerke toe gegaan en dit net begin doen, you know, en op 'n stadium het ek net soos gevoel, met die stand-up comedy, toe ek begin stand-up comedy doen, het ek net gevoel dat die kerk sit ook met baie pyn. You know, die kerk is 'n hospitaal. Die mense in die kerk is nie almal gesond en nie almal, you know, gebruik altyd hulle pille nie. En die kerk sit ook met pyn, en ons wil altyd kyk na die kerk asof die kerk die perfekte plek is. En ek het net gedink aan om stand-up comedy te begin doen in die kerk. So there's no blasphemy. Ek het 3 pastore wat kyk na my tekste wat deur dit gaan. Weer eens familie vir almal in die gemeente en in die gemeenskap kan kom kyk en kom luister, en ek praat oor die storie, die boek Genesis. So ek praat heeltemal van die begin af, Genesis, Adam en Eva, you know, wat Adam is die eerste man wat 'n vrou gesien het so 'n make-up, al die tipe goedjies, you know, ons beweeg aan, you know, Abraham wat 75 is, toe het sy ma en sy pa sê, hy sê het gaan, en ek sê vir mense as hy 40 is en sy bly nog met 'n male, bly met 'n male van Adam, Abraham was 75. You know, so is net lekker, die ouens net meer vertel oor wat regtig gebeur in Genesis, het my perspektief uit, en people love it, man. Mense nooi my altyd oor en oor om weer terug te kom, want die hele gesin kon daar sit, ou mense het daar gesit, en pastore kom na my toe en sê vir my, hey, jou siening oor daai, ek het nog nooit daarna so gekyk. Come on. You know, so that's actually a new type of revelation that you then can get from a comedy side of the Bible. Ja. Want ja, ek weet jy nou, as ek nou by die huis kom, gaan my seun Jaden ook vir my sê, sien jy, ek hoef nie uit te trek nie. Lekker Jaden. Voordat ons na die musiek toe gaan, if you're in it with the music, Lee Cole on the way. Jy in Bradley Joe Baba gaan kyk. And of course, after a theater like that, you actually want to take pictures with the stars, you know. En hier kom die sterre uit. En wag, vertel die storie asseblief. So ek in Bradley is in ons eerste jaar, ons gaan kyk, ons deel van ons eerste jaar, maar ons baie produksies gaan kyk, en ons is by die Baxter Theater. Nou, ek het in die 90's groot geraak, en die van julle wat groot geraak in die 90's, daar was 'n DVD, Joe Baba, en is die twee, man, groot akteurs, David Isaacs en Oscar Peterson, en ook in Bradley het hy DVD oor en oor gekyk, jy know, ons het dit oor en, in fact, in ons derde jaar, met ons finale eksamen het ons 'n stuk gevat uit Joe Baba en as ons praktiese eksamen voorgelê, maar nou
Nou soos dan ons eerste jaar die bus het ons weggery en ons weet hier speel 'n paar produksies in die Baxter Theater en ons weet dat Joe Baba speel ook hier, part 2 of part 3. En ek en daai mannetjie is in die Kaap en ons is aan die Parel. Die bus het ons weggery. Ons weet nie ons huis toe gaan nie, maar ons bly daar vir die show. Ons bly daar na die show wat ons gekyk het. Ek dink ons het Cat and the Kings gekyk. Ons bly, die show is klaar, ons klas is weg. Ek en hy bly agter van Joe Baba speel in 'n ander teater. Ons wag nog vir hom uit te kom sodat ons 'n foto kan vat. So dis die volgende dag. Vir die ons kan gewys, ons het die ons gemeet. We saw these guys. Ek en Brett is excited. Ek sê Joe Baba, David Isaacs en Oscar Peterson kom uit. Kyk, my hart gaan staan amper want so excited ek is my broer. Dit is nou vir wie dis die ouens wie ons groot geraak het, wie ons gemotiveer en geïnspireer het. Sien vir Joe Baba. Nou, gaan ek David ek sê hom David, kan ons gou 'n foto vat? Bradley sê ja, hulle sê ja, for sure. Nou gaan ons. Ek gaan staan by David en Oscar. Bradley gee die foon vir David. En sê vir David, vat 'n foto van Bradley en Solomon verby en hom. Because ons twee gaan binne die volgende paar jaar, gaan ons superstars is. I mean, my broer, was dit nie 'n foto gekry met Joe Baba, auntie? Ek weet jy ons by die huis gekom het, ons het buite op die straat geslaap. Jy is nou nog kwaad. You know what I mean? Ek is nou nog kwaad vir my oorlede vriend. Maar wat ek wil sê is, hoe van hy draai die tafel en met ons eerste movie was David Isaacs ons eerste ou wie ons gekies het om te direk. Sure. Hy sou het gedirek het. Yeah, he was on board. COVID happened, yeah. And then COVID happened en hy het ander produksies gehad. En ons vertel vir my storie en hy lag van hy onthou die storie van die twee ouens wat vir hom gesê, die studente, vat 'n foto. Such a beautiful example of how you actually literally you speak things into existence, because I mean, and how many screens have I seen you guys 100% kyk net op like everywhere, man. Ja. Man, ons het nog een stukkie saam met jou want ek wil weet hoe ons jou in die hande kan kry vir ons cake, want ek wil jou na my cake toe nooi. Tapiso Kambule on Jacaranda FM. Ek is saam met Solly hierso in die Jacaranda FM building. Man, Solly, daar's nog baie hierso wat ons oor moet praat. You just have to come back, man. As I. Because there was a time that I know you and Bradley basically had this stint where everybody thought that you guys were fighting on campus. Kanti, you guys were just acting. Yeah. Kyk vir jou. Hey, waar kan jy daai info? Kyk, mense het geweet ek en hy man was tight, man. We was super tight. We were like glue, en die eendag te besluit is net, let's pull this off, man. Kom ons kyk wat die mense gaan maak. En toe reageer hulle. Oh man, sorry, bye lekker om hier so te hê, man, and I'm looking forward to seeing you perform, because it will be the first time that I actually see you perform. Yes. Alone, en nie saam met Bradley nie. Oh wow, yeah. So I cannot wait for that. Tell me, where can we get a hold of you? Ja. Ek weet jy weet waar hulle kan 'n hold vat my. Hoe mense vir my aan kan kry is daar's 'n e-mailadres info@solomonkibedu.co.za. So hulle kan 'n e-mail daar stuur. En dan is daar ook 'n dame wie hulle persoonlik kan bel. En ek gaan nou 'n nommer kry. Wil jy my almal 'n nommer daar se Mr. G? Daar's 'n nommer. Yes sir. Jy kan. Kom ek gee 'n nommer. So die dame se naam is, sy het 'n pragtige naam. Haar naam is Roxanne Kambule. So wat julle kan doen is julle kan haar bel. Haar nommer is 081 252 5419. 081 252 5419, of julle kan 'n e-pos stuur na info@solomonkibedu.co.za. Gorgeousness. I'm looking forward to seeing you on set, performing, entertaining, and also teaching us.
Jy het nou iets gesê af van die lig af. I actually want us to share this. You said how beautifully you actually get to have that opportunity for someone who maybe doesn't come to church every Sunday. That you have such a huge responsibility of telling them about God in that comedy piece that you do, you know. That's a huge responsibility. Kyk, jy kry ouens wat kerk toe gaan, hulle noem hulle die CEO Christian, you know. Hulle gaan net Christmas en Easter, you know, and then, you know, oujaarsaand, daai tipe vibes. So ek weet daar's daai tipe mense. So baie kere as ek by 'n kerk kom, as daar ouens wat nie regtig kerk toe kom, maar nou net die ouetjies hier so, die akteur is hier so. So dan het ek die geleentheid regtig om te minister. So is regtig nie vir my net is grappe nie, is regtig meer oor die feite en wat in die woord staan. En ook, ek dink is 'n meisie vroeër, Aisha, wat 'n voice note gestuur het wat sê wat haar mal maak is iemand wat die hele tyd praat en hulle kom by 'n puntie. En ek weet sy het verwys na 'n pastoor waar sy die kerk waar sy by is. Vir my is dit net so is 'n lekker manier om die woord te bring. You know, is om te praat en mense net wakker te hou, te laat lag en te engage met wat er bewoog is. So is regtig soos sy sê is 'n groot voorreg, maar is ook 'n baie groot responsibility. Indeed. Dankie vir jou, man, the Prince of Peace. The Prince, the Fresh Prince of Radio. Dankie vir jou, man. Dis lekker. Second time for your weekend mix straight after this. Tapiso Kambule on Jacaranda FM.